Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, met wat tyd jy ook al saam met ons inskakel. So, ons is besig met ons volgende podcast. Pastor, ons gesels dan so 'n bietjie oor jou boodskap van Sondag. Maar voor ons nou die teologiese en ernstige goeters begin, wil ons net noem dat ons het nuwe koffiebekers. Ons het. En Baie mooi. ja. Dankie Mineke. Dankie, ja, Mineke. Mineke doen die merchandise en die branding en die mooi goedjies in die kerk. Die koffie is ook baie lekker. Ons drink die koffie. Dis 'n plesier. Dankie Ilse. Cheers. Ons het laasweek 'n boom gehad en nou het ons koffiebekers. Wat gaan ons volgende week hê? Ek weet nie. Wait Sal and see. sien. Watch this space. Ons sal sien. Ja. Awesome. Ja, so Pastor, ons het 'n lekker boodskap van jou ontvang Sondag. Autoriteit. Something different, ietsie bietjie oor diepte en ja, jy het vir ons kom deel oor dit, 'n mooi fondasie kom lê, jy 'n bietjie met ons deel. Ja, so net in kort, ek dink die belangrike ding van my woord Sondag was die idee dat ons gesag ontvang van Jesus. En dit klink so 'n cliché ding om te sê in van ons Pinkster circles, maar ek dink dit is belangrik om 'n teologiese fondasie te gooi. Ons sien in Matteus 28, wanneer Jesus sy disippels uitstuur, ons noem dit die groot opdrag. Gaan uit en maak disippels van alle nasies. En dis die stuk wat ons quote, ons sê ons moet uitgaan, ons moet disippels maak van alle nasies. Maar Jesus begin daardie groot opdrag met die stelling, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Yes. En is interessant hoe die groot opdrag begin met die gesag van Jesus. Jesus sê aan my is alle mag gegee. Daai woordjie mag in die Grieks beteken legal authority. Dit beteken heerskappy, jy weet, dit beteken gesag, dit beteken al daai goed, maar dit beteken legal authority ook. Dit was 'n wettige term wat gebruik was, selfs in daai tyd. Ons kan net 'n voorbeeld daarvan sien, Pilatus, wat Jesus gekruisig het, sê vir Jesus op 'n stadium, besef jy nie dat ek authority het? Besef jy nie dat ek gesag het? Die Griekse woord is exousia. Besef jy nie dat ek exousia het om jou te kruisig of om jou los te maak nie? Die wettige reg om jou te kruisig en los te maak lê in my hande. En Jesus sê, aan my is gegee al die wettige reg in die hemel en op die aarde. Daarom stuur ek julle. Daarom stuur ek julle uit om disippels te gaan maak van alle nasies. Ek wil hê julle moet weet, aan my is die wettige reg in die geestelike realm gegee oor die vyand, sodat ek julle kan uitstuur om disippels te gaan maak. Efesiërs sê vir ons dat ons is besig met 'n geestelike oorlog. Yes. We do not wrestle against flesh and blood. Ons is in 'n geestelike stryd, in 'n geestelike oorlog, en die lekker ding of die voorreg wat ons as kinders van God het, is ons het die wettige reg ontvang. Want daar's 'n patroon in die skrif wat gebeur wanneer Jesus iemand uitstuur. Ek dink aan die 72, toe hy die 72 uitgestuur het. Toe kom hulle terug en hulle was verwonderd, hulle was verbaas, hulle het daar gesit gesê, Here, selfs die bose geeste het hulle self onderwerp aan ons by die roep van u naam. En Jesus het gesê, ja, want ek het julle die wettige reg gegee. Toe ek julle uitstuur, toe het ek julle die wettige reg oor hulle gegee. So ek glo dat wanneer Jesus jou 'n roeping gee en wanneer hy jou stuur, daar waar jy is, dit wat jy doen, het hy vir jou die wettige reg gegee oor die vyand. Sodat sou die vyand kom en jou aanval, sou die vyand kom en die woord sê die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy kan verslind. Die woord sê die vyand het gekom om te steel, te moord en te vernietig. Sou die vyand kom en dit wil doen, want hy wil. Die vyand wil, hy's uit om ons aan te val. Ek het dit Sondag genoem, hy haat jou kinders, hy haat jou man, en hy gaan alles in sy vermoë doen om te sien hoe jy suffer. Nie net in hierdie wêreld nie, nie net in hierdie leeftyd nie, maar in die lewe hierna ook. Hy wil jou saam met hom hel toe sleep.
kyk, hy's op pad soontoe, hy het reeds die battle verloor, en hy gaan nou soveel as moontlik mense probeer saam met hom vat. En Jesus het vir jou die wettige autoriteit gegee, om vir hom te sê, jy het nie die reg nie. En die vyand moet luister, want hy het nie die gesag nie, jy het dit ontvang van Jesus af. En Jesus herinner aan sy disippels in Matteus 28, waar hy sê, en kyk, ek gaan saam met julle gaan, al die dae, tot en met die volëinding van hierdie wêreld. Met ander woorde, daai autoriteit het nie gestop nie, Nee. met die 12 disippels nie. Dit het aangegaan tot en met vandag toe, want dit is Jesus se belofte, aan sy disippels, hy sal saam met hulle wees, sy autoriteit sal saam met hulle gaan, tot en met die volëinding van die wêreld. Yes. So jy kan weet, en dit is my boodskap, jy kan weet, daar in jou huwelik, daar in jou familie, daar in jou vriendekring, daar by jou werksplek, jy het die wettige gesag, om vir die vyand aan te spreek, en vir die duiwel te sê wyk, en hy sal wyk. Jy wil. Ons chat toe is 'n bietjie in die verdiep rondom dit, en ons sê, dat die enigste manier wat ons dit nie het nie, is as jy dit weggee. Of ons praat baie keer van deure wat oop is. En wat ons dan besef is, wanneer hierdie leeu rondloop, wanneer hy probeer om te steel, dan is ons die enigste ding wat daai kan toelaat, jy weet. Dis so half asof jy heilou het daar waar jy rondloop, en wanneer jy uit jou verhouding met God uitgaan, met Jesus uitgaan, dan is jy besig om toegang te gee tot goed, en dis hoekom dit so belangrik is, as ons bly in ons verhouding met Jesus Christus, dat ons verstaan dat dan is dit slegs wanneer ons hierdie autoriteit het, dan kan ons sê, ons het dit. Ja. Ek dink so aan die skrif, daar's 'n storie in die boek van Handelinge, van die groep, hulle is nie deel van die disippels nie, hulle is nie deel van die apostels nie, hulle is nie deel van die kerk nie. En dan gaan hulle na hierdie grot toe, en daar's 'n demoon in hierdie grot, en hulle wil nou hierdie demoon gaan aanvat, deur om die naam van Jesus te gebruik, en die demoon kyk na hulle en sê, ek ken vir Jesus, en ek ken vir Paulus, wat van Jesus praat, maar ek het geen idee wie is julle nie. En hulle het nie gesag oor daai demoon gehad nie. En dit wat jy sê is so waar, ons moet besef, dat die enigste manier hoe ons, kyk, gesag is soos enigiets, jy kan hom gebruik of jy kan hom misbruik. Ja. Jy weet, en as jy nie weet hoe om te gebruik nie, then daar's 'n sê ding, if you don't know how to use something, it is inevitable that you will end up misusing it. En dieselfde met die gesag. Ons het die gesag ontvang, maar as jy nie weet hoe om daai gesag te gebruik en hoekom jy dit kan gebruik nie, dan gaan jy dit misbruik. Ja. En dit is wat hulle probeer het, en jy weet, ons moet besef dat daai gesag wat ons het, kom uit die verhouding met Jesus uit. Ons moet so naby as moontlik aan Jesus leef. En dit is uit daai verhouding uit wat ons dan die gesag kan kry. As ons dit nie uit daai verhouding uit doen nie, dan flous ons onsself. Ja. Jy weet, dit is soos as jy 'n speedkop sal sien, nee, op die straat, hy het sy uniform aan, en daai uniform en daai badge wat hy het, gee vir hom gesag. Ja. Die oomblik wat hy sy uniform uittrek en off duty is, dan het hy nie meer die gesag nie. En jy kan gaan na enige toy shop toe, en jy kan 'n fake badge gaan koop, en jy kan maak asof jy gesag het. Dis 'n fake badge, jy het nie regtig die gesag nie, jy flous jouself. Dis dieselfde met die gesag van Jesus. Die enigste manier hoe ek en jy daai gesag kan gebruik en in daai gesag kan staan, is wanneer ons 'n verhouding met Jesus het. Anders is dit, jy flous jouself, it's fake, it's not real. Jesus self het gesê, dan mense gaan kom en het gesê, het ek nie gesê, of hulle gaan kom en sê, Here, het ons nie al hierdie wonders gedoen in u naam, en dan gaan hy sê, maar ek ken julle nie. Daar was die verhouding gewees. Dit is die bron van die gesag vir ons. As daai selfe speedkop, fake speedkop, nou hof toe gaan, en ons praat oor 'n legal term hier, so is dit dieselfde ding. Jy weet, hy kan die prentjie, en you can uphold this picture vir 'n klein bietjie en alles, maar gaan hof toe met daai, jy gaan nie 'n saak hê nie, jy gaan niks, jy gaan verloor. En in teendeel, as jy dan daai fake polisie, ek weet, as ons fake of klere aantrek soos, en jy is nie in daai gesag om dit te kan doen, het jy moeilikheid. Jy kan selfs tronkstraf kry. Ja. En die risiko van om nie in daai gesag van Jesus te loop nie, is nie lekker nie. Ek dink
teks en Handeling wat jy van praat, en dan is dit die 7 seuns van Skeba, wat ook nie lekker reg gekom het nie, hulle het ook gedink hulle het gesag, en op die einde van die dag het hulle seer gekry. Ja. En ek dink, vir my is dit, hoekom ek so my verhouding wil oppas met Jesus Christus, hoekom ons op 'n plek kom, ons het nou dag lekker daaroor gesels, ek dink ek en Catherine, toe sê ons weet, op hierdie stadium van ons lewens, dat ons ken Jesus, nie arrogantly of enigiets nie, maar as ek hier moet wegdraai, van wie Jesus is, wie hy is, en wat sy wil is vir my lewe, ek is nie lus om uit te vind nie, ek is eerlik, want ek dink dis moeilikheid soek. Ja. Daar's genoeg om te verstaan, want ek besef daar's 'n vyand daar buite. Ja. Dis moeilikheid soek vir my, dis moeilikheid soek vir my familie, want jy staan as ambassadeur, en dan maak jy deure oop na jou hele huis toe, en jy bring, nie noodwendig, jy weet, ons dink is altyd so groot, wat ek al, maar eenvoudig konflik, dis unity in jou huis, daai goeders is alles goed wat steel van die vyand, en dis wat gebeur wanneer jy jou gesag begin weggee, of nie as jou gesag, as ons Jesus se gesag in ons lewe begin weggee. Ja, of dit nie reg gebruik nie. Of misuse, Ek dink iemand het dit gesê, ek kan nie presies onthou wie nie, maar iemand het gesê, hy het gesê, daar's 'n verskil tussen arrogansie en gesag, en baie keer kan dit dieselfde lyk. As jy in gesag staan en jy sê stop, ek laat dit nie toe nie, dit lyk baie arrogant partykeer. Dis presies, en ons moet versigtig wees om nie ons moet versigtig wees om nie onsself te flous en te sê, ek kan arrogantly optree teenoor die vyand, en want dan gaan jy ook seer kry. Want dis ook nie gesag nie. Arrogansie is nie gesag, jy is nie dieselfde ding nie. Gesag vloei uit die liefde en die verhouding wat ons het met Jesus. Yes. Ek dink so aan daar's 'n storie, ek het 'n vriend gehad, ek het dit Sondag aand gedeel. Ek het 'n vriend gehad wat 'n gehoorprobleem gehad het. En iemand wat 'n woord van kennis ontvang het van iemand in die gehoor wat 'n gehoorprobleem het hom opgeroep na die stage toe en het vir hom gebid, maar hy het hierdie arrogante houding gehad. Jy weet, hy het 'n ding gehad van, ek het 'n ding vir ore. Jy weet, as ek bid vir ore, dan raak dit gesond. Kyk, ek gaan bid vir hierdie ou en hy gaan gesond word. En hy het gebid en hy het nie gesond geword nie. En my opinie is, omdat hy nie in gesag gestaan het nie, hy het in sy eie ego gestaan. En die woord sê dit, jy weet, as jy nie humility kan wys nie, dan gaan jy af aarde toe kom en die Here sal vir jou humility leer. En dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Maar die ding is, ons moet besef dat ons authority is nie arrogansie nie. En die motief is ook baie belangrik. Die motief moet liefde wees. Amen. Die motief moet die verhouding van Jesus wees. Daar's 'n ander skrif, en miskien kan ons 'n bietjie daaroor chat, maar daar's 'n ander skrif wat praat van toe Jesus van die berg afgekom het en daar was 'n duiwel besete en hulle kon nie daai bose gees uit hom uitdryf nie, en Jesus het geantwoord, sommige kom net uit met vas en gebed. Yes. En ek dink partykeer lees ons dit en ons dink, okay, so ek moet gaan vas en ek moet gaan bid en dit sal vir my die autoriteit gee. En ek vra die vraag, wat is die doel van vas en gebed? Wat is die doel daarvan? Die doel daarvan is om jou nader aan hom te bring. Ja. Om jou verhouding met hom te verdiep. En ek glo dit is wat Jesus bedoel het. Hy het bedoel, weet jy ouens, as julle jy weet, ek is nou nie 'n expert in die geestelike oorlogvoering goed en stuff nie. Ek weet nie of jy weet hierarchies in geestelike demone en wat ek weet, okay, vir my is dit irrelevant. Ek het dit Sondag aand genoem, die hierarchie, die boonste naam is Jesus. Dis al wat ek oor omgee. As ek hom ken en ek het 'n verhouding met hom, dan het ek gesag oor alles wat onder hom is, which is everything. Maar as jou verhouding met die Here nie reg is nie, dan kan jy nie verwag om in sy gesag te staan. Ja. Jy weet, dis soos as jy 'n celebrity ken en jy is 'n vriend van die celebrity versus jy ken 'n celebrity, so jy het hom so 1 of 2 keer ontmoet en nou gebruik jy die celebrity se naam om by plekke in te kom. Jy weet, dis daai verskil. Jy kan nie, Jesus is nie 'n celebrity wie se naam jy net kan gebruik en ja, want jy is net 'n nommer op jou foon, maar ja, daar's nie huiskeiers nie. Ja, dis presies.
Jy moet daai verhouding met Jesus hê Ja. en die gesag kom uit die verhouding. Ons het Sondag aand lekker gesels oor dit en die Here praat met my oor 2 Timoteus 1:7 wat sê, jy weet, ons het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En dis asof ek dit soos op 'n sousate stokkie, jy weet, die een loop, die een volgende een. En ons het hierdie krag gekry, ons het die Heilige Gees gekry. Jesus Christus wat saam met my en jou is op hierdie pad. Maar dit vloei deur daai liefde en daai selfbeheersing. Daar's 'n verantwoordelikheid wat saam met hierdie gesag kom. Ja. As jy buite dit gaan operate, dan gaan dit gaan dalk vir 'n tydperk werk. Dit gaan dalk vir 'n oomblik dalk 'n fout wees wat jy gemaak het. Jy besef nie jy maak dit nie, maar dan is dit waar daai verhouding inkom en you align en jy kry dit weer reg. Ja. Maar die oomblik wat jy buite liefde en selfbeheersing oor hoe ons dit toepas in jou mind werk, dan gaan jy moeilikheid kry. Ja. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Ja. En dan dink ek, as dalk 'n bietjie praat oor dit, maar hoe doen ons dit dan? Jy weet, as ons praat van goed, vas en bid is een van die goed. Obviously is ons baie opgewonde. Ons het by die kerk vas en bid naweek wat opkom. En ek dink so 'n bietjie agter dit is die intensie juis om weg te vat. Ons gaan die mense 'n bietjie wegvat om te gaan afsonder. Ja. Want en dis nie reëls of om enigiets neer te sit vir wat vas en bid is nie, maar die hart van daai naweek is om jou uit jou gewone goed uit te kry en die aangesig van die Here te gaan soek. En te sê, maar ek wil hoor wat is u hart, ek wil hoor wat is u plan, en dan so is dit baie makliker om in 'n vinnige oomblik die regte besluite te kan doen en of om reg te kan reageer, want ons weet dan wat is ons hart van ons Vader. Ja. En ons kan dan in daai gesag optree, want Ja. ons het genoeg by ons pa gesit, gehoor, en dan kan jy die opdragte baie meer akkuraat uitvoer. Ja. Ja, Ilse, ek love hierdie topic en ek het dit Sondag gesê, maar jy kan so lank met net hierdie een topic, die gesag van Jesus sit. En daar's soveel rigtinge waar die gesprek kan gaan. Weer eens, vir my die belangrike ding is, ek wou die persoon in die bank aanspreek. Jy weet, ek wou daai vrou aanspreek wat in die banke sit, wat probleme het met haar tienerdogter, want die vyand is besig om ietsie te doen daar. En ek wou vir haar sê, hoor, jy het die gesag. Nie net die gesag nie, saam met die gesag kom die verantwoordelikheid. Ja. Jy weet, dis 'n hele ander topic en ek het nie regtig tyd gehad in my woord Sondag om daaroor te praat nie, maar saam met die gesag kom die verantwoordelikheid om teen die vyand te spreek en dit wat hy doen, om iets te doen daarom. Jy het gesag ontvang, nou moet jy moet dit gebruik, jy moet opstaan daar en jy moet dit aanspreek. En dit was my hart gewees, dit was my hart en vir die luisteraar ook, dis my hart om te sê, as jy 'n verhouding met Jesus het, dan moet jy in daai gesag staan. Moenie toelaat dat die vyand kom en jou emosies kom uitdruk en jou kinders kom aanval en jou man kom aanval en jou vrou kom aanval, jy weet, moenie dit toelaat nie. Don't tolerate, moenie die vyand tolerate nie. Nou dis nie te sê, en ons het 'n bietjie daaroor gepraat voordat ons die kamera aangesit het, dis nie te sê dat jou fisiese lewe maklik gaan wees nie. Jy weet, ek dink baie keer verwar ons dit, dan dink ek, maar ek het die gesag, so ek moet ophou sukkel met my finansies. Ek het die gesag, so ek moet ophou sukkel met verhoudinge. En dis nie wat dit sê nie. Weer eens, ons is in 'n geestelike battle. En jou fisiese gemak is nie so belangrik soos jou geestelike sekerheid nie. En jou emosionele sekerheid wat jy het nie. En die 3 punte wat ek aangeraak het dit aangespreek om te sê, gesag beteken dat jy kan sekerheid hê in jou roeping. Al is dit moeilik, jy kan sekerheid hê in jou roeping. Jy kan rus kry in die onsekere tye, wanneer die storms kom, dan weet jy dat jy rus kan hê. Jy weet, so dis belangrik om te weet dat ons praat van 'n geestelike dimensie. En wanneer ek sê jy het gesag oor die vyand, dan praat ek van jy het gesag oor die vyand in 'n geestelike aspek. En die vyand moet vlug.
as jy teen hom staan. Die Bybel sê dit, jy weet, onderwerp jouself van God aan onder sy gesag, staan die duiwel teen, hy sal van jou wegvlug. En dit is wat ons moet doen, maar ons moet nog steeds besef, ons leef nog steeds in 'n gebroke wêreld. Ja. Ons leef nog steeds in 'n plek waar die fisiese wêreld dalk nie gaan lyk soos wat jy in jou geestelike lewe ervaar nie. In my geestelike lewe het ek vrede. Nie altyd nie, weet, partykeer kom ek kort en staan nie in my gesag nie, maar in my geestelike lewe het ek vrede. Ja. Al gaan dit finansiëel nie goed nie. Al jy weet, is daar probleme in verhouding of wat ook al die issue mag wees, ek het nog steeds vrede. Ek het nog steeds sekerheid. Ek staan nog steeds en wat beteken dit? Wat is die oorsaak daarvan? Dit veroorsaak dat ek dan nog steeds sterk in my geloof optree. En aangaan met my roeping en aangaan met dit wat die Here my geroep het, ten spyte van dit wat in die fisiese gebeur. Jy sê so mooi, it's a spiritual battle. So daar is nog steeds 'n battle. Die verskil is nou, ons weet dat ons het die vermoë om dit te kan oorwin. Waar vorige keer het jy nie gedink, ek gebruik altyd mense wat sê I'm losing my mind, jy weet, emosies, daai goeders, of ek het nie beheer nie, en ons het hierdie oortuiging dat ons kan nie oorwinning kry in sekere dele van ons lewens nie. Maar die oomblik wat jy besef jy het die gesag, en besef jy, maar dit is moontlik vir my om hierdie te oorwin. En die ou wat sukkel, kan vrede daarin kry dat daar 'n moontlikheid is. Nee moontlik, jy kan. Ja. Dit maak dit nie noodwendig nie daar nie, en dit maak dit nie maklik nie, maar daar is daai absolute hoop van die toekoms dat jy hierdie oorwinning en dat hierdie is okay. Ja. Die Here is saam met ons in daai oomblikke. Ja. Ons hoef nie te voel dat ons alleen is nie, al het ons dalk nie 'n mens om ons nie, is ons nog steeds jy weet, hier sê till the end of the world, tot die laaste dag, Ja. is hy saam met ons en hy gee vir ons hierdie gesag. Ja, en dis hoekom jy kan verwag dat jou lewe lyk soos die disippels in gelykheid. Ja. Niemand sal stry, want ek weet nou al wat die argument sal wees. Okay, maar hoekom kan ons dan nie net somme XYZ doen as ons hierdie gesag het nie? En niemand sal stry met my wat glo nie, enige gelowige. Nie een gelowige sal stry met my dat die apostels gesag gehad het nie. Niemand sal stry met my. Ja, niemand. Jesus het vir hulle gesag gegee en ons sien hoe hulle opereer in die gesag. Wys vir my een apostel wat 'n gemaklike fisiese lewe gehad het. Nee, dis Ek wil so ver gaan en sê, as jy hier in 2025 in Suid-Afrika leef, nee, ek gee nie om wat jou ras is nie, ek gee nie om waar jy bly nie. Jy het 'n gemakliker lewe as die apostels. ja. Verseker. Ja, Verseker het jy 'n gemakliker lewe as die apostels. definitief. So gesag beteken nie dat jy 'n gemaklike lewe, jy kan verwag dat jou lewe lyk soos die apostels en die disippels. En die lekker ding of die mooi ding daarvan is, hulle het geweet dat Jesus saam met hulle is. Ja. Om by te sluit wat jy nou gesê het. Jesus het vir hulle gesê, ek sal saam met julle wees tot die volëinding van hierdie wêreld. En die apostels het gedink dit gaan in hulle leeftyd gebeur. Ja, but it didn't. 2000 jaar later dink ons dit gaan in ons leeftyd gebeur. Miskien 2000 jaar hierna gaan dit gebeur. Maar die punt is, die belofte van Jesus is nog steeds die waarheid. Hy is nog steeds hierso. Hy is nog steeds saam met ons. As jy 'n kind van die Here is, dan kan jy dit, as ek die Engels kan gebruik, you can take that to the bank. Jy weet, Jesus se teenwoordigheid bring die gesag saam en hy sal saam met jou wees. En jy kan staat maak op dit. Jy kan staat maak op dit en dit is wat daai sekerheid gee. Daai Yes. geloofsekerheid waarvan jy gepraat het. Absolutely. Een van die vrae wat van die kykers dalk sal wel hê, is ja, maar pastor, ons praat oor die apostels en ons praat van Jesus was fisies saam met hulle, jy weet, they had something more. Maar dan praat ons juis van hierdie gesag en hy praat van ons het dit in hierdie koninkryk. Want Jesus het gekom, hy het gesterf aan die kruis, hy het die dood oorwin en hy het sy geestelike koninkryk kom bevestig, as ons praat daarvan. En ons het so 'n bietjie gedeel oor my deurkyk oor van die skrifte en waartoe dit nou gaan. Wat vir my mooi is hoe Jesus kom deel met Petrus en hy sê, okay, maar ek gee nou vir jou die sleutels. Petrus kom en hulle gesels en hy sê, hier opbou ek nou my kerk. En dan praat hy nou van in ons tydperk, jy weet, van daai tyd af en dis die begin van die kerk.
En hy kom bevestig dan die gesag wat ons dan vandag het. Want ek dink baie keer voel mense, maar ons het nie wat hulle gehad het nie, maar ons het. En hy sê, maar ek los vir julle die Heilige Gees agter. En dan gee ek vir julle die sleutels van die hemele. En dit wat ons hier oopsluit, sal in die hemel oopgesluit wees. Dit wat ons hier toesluit, sal in die hemel toegesluit wees. Ja. En ek het so bietjie gaan kyk, en dit was my mooi, want Jesus haal toe eintlik 'n skrif aan wat in Jesaja is, in 22 vers 22, wat dan praat van een van die stewards wat in Dawid se paleis gewerk het, en hoe hy vir hom daai sleutels gegee het, en dan is dit 'n koninklike amp, en dit vergelyk dan met wat ons dan nou het vandag. Jy weet, dit is die posisie en dit wat ons vandag kan dra, en ons kan in daai opstaan vandag, wat so mooi is. En net vir interessantheid, omdat dit vir my baie cool was om te sien, en Openbaring kom hierdie toe nou verder, en dit bring vir my die toekomstige deel om te sê, dit gaan na die einde toe ook gaan, maar hoe die skrif praat van die lam, wat dan hierdie ding oopsluit. So in jou Hebreëse konteks was die oomblik as jy sleutels gekry het vir die kas, is dit die priester wat dan gesag gehad het om die scrolls te kan uithaal, en hy het geleentheid om hierdie te kan leer vir ander mense, en te kan en dit was 'n baie eerbare ding gewees, en dan sê hy, die lam het nou die toegang tot hierdie, en hy is die enigste een wat waardig is om hierdie gesag te hê. Ja. En dan kom Jesus en hy sê, okay, but now I'm giving it to you. Ja. Ek het dit, ek het hierdie oorwinning, asseblief my kind, vat dit, maar dan wil ek hê jy moet iets daarmee gaan doen. Daar's 'n werk daar, jy daai ma wat moet sê, ek staan op in die verantwoordelikheid as jou ma, die pa's, jy het Sondag so mooi gesê, as pa is jy koning, priester en profeet, en jy het gesag oor jou huis. Ja. Jy het gesag oor jou familie, by die werk, daar's soveel bedrog, soveel goed wat ons besigheidsmense moet teenstaan. En ons het gesag, eenvoudige ding baie keer om te bid en te sê dat Here, ek aanvaar nie hierdie nie. Of Here, ek laat nie hierdie emosies toe in my lewe nie. En ek weet dat deur jou gees, deur jou werk, het ek oorwinning hierdeur. En so is ons besig om daai gesag op te tel en iets daarmee te doen op die ou ende. Om terug te gaan na die punt, na die vorige punte wat jy gemaak het. Jy weet, wat, en ek sal die vraag vra, wat het die apostels gehad wat ons nie het nie? En die antwoord sal wees, maar Jesus was saam met hulle gewees. Ja, maar Jesus het hemel toe gegaan op 'n stadium. Ja. Jy weet, en hy het sy gees uitgestort op Pinksterdag. Yes. En my vraag is, van daai tyd af, wat het die apostels wat ons nie gehad het nie? Inteendeel, ek wil so ver gaan en sê, ons het baie meer voorregte as wat die apostels gehad het. Ja. Nie net in 'n geestelike sens nie, maar in die sens van, ek kan nou op die internet die evangelie gaan versprei in Amerika, in KwaZulu-Natal, in Namibië, noem het. Ja, ons reach is baie maklik. Ons reach is soveel meer as die apostels sin. Jy weet, ons het karre waarin ons kan klim en ry. Ons hoef nie te stap na 'n ander stad. Imagine jy moet stap selfs in jou dorp. Imagine jy moet stap werk toe elke dag. Nou besef jy, die apostels het gereis. Hulle het donkiekarre gehad of wat ook al, en hulle het dit gedoen. Ons het karre waarin ons kan klim. Ja. Ons het Uber wat ons kan bestel. Jy weet, ons het, en ja, die goed is duur en alles, maar my punt is, ons het soveel meer voorregte. Ja, ons het. In die tyd waarin ons leef, wat dit vir ons soveel makliker maak om die koninkryk te gaan versprei. En dan geestelik het ons presies dieselfde voorregte wat die disciples gehad het, wat die apostels gehad het. Sê die Heilige Gees in ons, and that's all you need. Dit is. Gaan doen wat jy moet doen. Ek sê altyd, ons het wel nog een ding meer as hulle. Ons het hulle getuienisse. Ons het die Nuwe Testament by om te sien dat, hoe het hulle dit gedoen? Hulle het nie dit gehad nie. Hulle was besig om die strukture en die goed in plek te sit. So, daai is my al klaar. Ja, nee, verseker. So nee, ek dink die kort en die lank daarvan is ek en jy moet net staan in daai gesag. Yes. Op die einde van die dag kom dit af op dit, is as jy nie gaan staan op daai gesag nie, dan gaan die vyand gaan oor jou loop. Jy weet, en wanneer ek sê die vyand val jou aan, ek wil nie, jy weet Hollywood dramatiseer dit so verskriklik baie. Jy weet, maar ek praat nie eers daarvan nie. Ek praat van
gewone ding van die leuns wat die vyand jou vertel, Ja. wat jy begin glo. As jy nie op jou gesag staan nie, gaan jy daai leuns begin glo. En as jy daai leuns gaan begin glo, dan gaan jy die heeltyd in 'n oppressed state leef. Jy weet, want jy gaan glo, ek kan dit nie doen nie, ek is nie goed genoeg, die Here is nie lief vir my nie, wat ook al dit is. En die waarheid is, staan in daai gesag, en staan dit teen. En die vyand sal van jou af. Pastor, ek dink weer aan, practically, hoe staan ons, hoe kan ek hierdie staan? Hoekom sê die skrif, byvoorbeeld vas en gebed? Of ons hoogste gesag, wat vir ons Jesus Christus kom openbaar, is die skrif. En die enigste manier wat ek en jy gaan weet, wanneer is die vyand besig om vir jou 'n leuen te gee, is as jy, partykeer ons hoor gesag en dan dink ons, okay, maar hoe nou dit? Maar as jy nie weet wat Jesus sê nie, en jy verstaan nie wie Jesus is nie, en dis wat die skrif vir ons kom doen, dan gaan jy sukkel om in jou gesag te kom staan. Jy gaan nie weet wat dit eintlik beteken nie. Daar's soveel konsepte wat, jy weet, ons hoor 'n dingetjie en my vriend het hierdie skrif aangehaal. Ons geen idee wat die konteks rondom dit is en hoe dit werk nie. Maar dit is hoekom ons op byvoorbeeld 'n vas en gebed, want dis vas en gebed, afsonder en tyd saam met die Here spandeer deur woord. Deur skriflesing, deur om te verstaan wat hy sê, want dis waar ons leer, wat is ons gesag. Yeah. Want nou weet jy, okay, ek het gesag in Jesus, en ek dink, dit gaan jou baie verder al reeds bring, maar vind uit wie is Jesus, en die skrif is Jesus, jy weet, die woord is God. So ons sit op 'n plek in 'n tydperk en in 'n era, waar ons het al hierdie inligting, ons het hierdie goed wat dit vir ons maklik maak, en ek sal vir die kyker wil aanbeveel, kom op 'n plek waar jy besig is om dit vir jou lekker te maak, jou Bybelstudie. Yeah. Daar's Bible Project, daai tipe goeders, as jy nie hou van lees nie, hulle het doodles, jy weet, gaan kyk, gaan kyk die prentjies, dit wat die Here, en vind uit, wat presies is die omvang van jou gesag. Ja. En kom op 'n plek om te weet, hoe oefen jy dit uit. Want anders sit ons met baie dwaallering, en konsepte wat, Hollywood baie dramatiseer, en ons sit, en dis hoekom ons dit het, en hoekom mense so bang is vir sekere konsepte, want hulle weet nie wat dit regtig beteken nie. Ja, ek dink ons voorbeeld is Jesus. Ja. En as ons gaan kyk na wat Jesus gedoen het, nou ons het nie baie rekord van sy vroeë kinderjare nie. Ja. Die enigste een wat ons het is daar waar hy in die tempel gaan sit en vra en leer. Daar's 'n ander skrif wat ook sê, en hy die woord van God bestudeer, hy die Tanakh en die Torah gaan bestudeer. En ons sien die vrug daarvan toe hy in die woestyn is. So ons weet hy die skrif geleer, en ons kan die vrug daarvan sien, want toe hy in die woestyn was, en ek het dit Sondag ook genoem, die vyand het gekom toe hy op sy hongerste was, hier aan die einde van sy vastyd. Nie die eerste paar dae wat dit nog maklik is, en jy weet, en dis wat die vyand doen, hy kom wanneer jy op jou laagste is, dan kom tempt hy jou, dan kom val hy jou aan. Maar ons sien die vrug daarvan, want selfs daar het Jesus op die woord gestaan. Ja. En dis presies wat jy sê, dis die nie net die kennis van die woord nie, maar die uitlewing van die woord. Die application in jou lewe. Dis hoe jy staan in jou gesag. Ek bedoel dink daaraan, as Jesus vir jou 'n opdrag gegee het, en jy gaan voer die opdrag uit, dan gee hy jou die gesag. Dis die patroon wat ons nou van gepraat het. Maar nou het ons die woord van God, wat ons sendingbrief is, as jy so daaraan dink. Die woord van God is die sendingbrief van God af, wat presies vir jou sê wat hy van jou verwag. Dis wat hy van jou verwag, is wat in die woord staan. As jy dit doen, dan sal hy vir jou die gesag gee wat saam met dit gaan. Dis hoe ons in die gesag staan. Nou obviously, enige iemand kan 'n Bybel vat, lees en gaan doen wat die woord sê. As daar nie verhouding is nie, weer eens, ek kom terug dan, as daar nie verhouding is nie, it doesn't mean anything. Die Bybel sê, ook in Jesaja, ek dink, dat jou goeie werke, die beste werke wat jy uit jouself uit kan doen, is soos vuil lappe vir God. Dit beteken absoluut niks. Maar Efesiërs 2 vers 10 sê jy's 'n meesterstuk wat geskep is in Christus Jesus om wat te doen?
om die goeie werke te doen wat hy vir jou voorberei het. So met ander woorde, die opdrag wat ons uitvoer, die goeie werke wat ons uitvoer, wat die woord vir ons sê, is goeie werke wat hy vir ons gegee het om te doen. En wanneer ons dit doen, omdat hy dit vir ons gegee het, en omdat ons in Christus is, in daai verhouding is, dit is wat die gesag bring. So, op die einde van die dag, moet elke gelowige op 'n plek kom waar hy self die woord vat, die woord oopmaak en lees. Yes. Daar's nie 'n alternatief daarvoor nie. Jy kan Bible Project doen, dit is alles goed en wel, maar jy kan nie net Bible Project No, doen. you need to know. Jy kan kerk toe gaan en na ons kerk toe kom en ons preke luister, is alles goed en wel, doen dit, is great, maar jy kan nie net dit doen nie. Jy moet op 'n punt kom waar jy agter jou lesenaar sit, die woord van God vat, of dit nou op jou foon is en of dit nou harde band is, om oopmaak en lees, vir jouself. En kyk wat die woord sê, en dan dit te gaan doen. Yes. Om nie net 'n horer van die woord te wees, maar 'n doener. 'n Doener. Om uit te gaan en dit te gaan doen. Ja, ons sê die verantwoordelikheid Ja. for the next, dis deel van daai opdrag. Daar's 'n doen aspek. We can't miss that. Ja, want wat het Jesus gesê? Jesus het gesê, as jy lief is vir my, sal jy doen wat ek sê. Nou, almal dink, okay, maar dit beteken ek moet nou veg vir Jesus se liefde en ek moet doen. En dis nie wat dit sê nie. Wat dit sê is, as jy regtig lief is vir Jesus, dan sal jy mos doen wat hy van jou vra. Ja. Jy weet, so jou dade, die aksies, jou gehoorsaamheid is direk gelink met die verhouding. Dan word dit verhouding en nie wet nie. Ja. En dis die verskil tussen die twee. Wet is, as jy dit nie doen nie, word jy gestraf. Ja, As jy dit nie doen nie, dan onttrek ek my liefde. Maar relationship is, jy het my lief. So uit daai liefde uit verwag ek van jou om te doen wat ek vir jou sê. En dis die verskil. That's the difference. En is lekker. Dis lekker. Mense het baie keer die konsep van dis moeilik om of boring, ek weet nie, om Jesus se opdragte uit te voer en dit, maar dis vir my persoonlik een van die beste goed wat ek nog in my lewe kon gedoen, dis waar ek die gelukkigste is, die volste is, die meeste oorwinning in dele wat 'n mens mee sukkel in my lewe gekry het. Ja, ek vra altyd die vraag, as ons nou gaan na die 10 gebooie, nou weet dis die wet, maar as ons die 10 gebooie vat, byvoorbeeld in die opdragte van God daarin, dan vra ek altyd, wat is die moeilikste? Kom ons vat Jesus se opdragte. Wat is die moeilikste opdrag wat hy gegee het, wat dit vir jou so onmoontlik maak? Hê God lief en hê ander mense lief. Dis die hele wet in twee gebooie vasgevang. Dis nie moeilik nie. Nee, dit is Wat is die om dalk te bid vir jou vyande? maar Dalk die mense lief te hê wat jou persecute. Dis 'n moeilike een, dis 'n moeilike een, maar dis nie onmoontlik. Nee. Pastor, ek dink huiwer vir 'n oomblik, maar miskien as jy my 10 jaar terug gevra het, wat is die moeilike een? Dan staan 'n paar wat ek sou mee gesukkel het, eenvoudig omdat daar nie verhouding is met Jesus nie. Maar die oomblik wat jy daai verhouding het en jy vertrou en jy verstaan hierdie konsep dat dis goed vir jou, dis lekker, dis veilig, dan is daai vraag so, nee, maar is dit vir iemand moeilik? Wat 'n konsep, jy weet, maar dit was. Daar was 'n verseker as daar nie verhouding is nie. As daar nie verhouding is nie. Absolutely. So dis something to grow in en al hierdie goed is baie keer ook tyd, maar dis beskikbaar vir elke liewe een wat sê ek is bereid om Jesus Christus te volg. Ja. As my verlosser en saligmaker. Want wat beteken dit om Jesus te volg? Beteken om jouself te deny. Ja. En as jy jouself deny, dan deny jy mos jou eie begeertes en jy neem syne aan. Sy kruis nog. En dan raak dit, ek wil sê nie maklik, dan raak dit eenvoudig. Ja. Dan raak dit eenvoudig. Dis nie 'n baie komplekse gedagte om Jesus te volg. Jy sit jou geloof in hom, jy bely jou sondes, jy begin hom volg, jy deny jouself, jy raak 'n nuwe mens. Jy laat toe dat sy Heilige Gees deur jou werk en deur die proses van heiligmaking en dan dis regtig eenvoudig. Dis nie, jy weet, ek is so dankbaar en kyk, ek wil nou nie enige name noem of gelowe uitwys of so nie, maar daar is gelowe wat verskriklik baie eis van die mense. En as jy dit nie doen nie,
dan is daar moeilikheid. Ja, Jy weet? whichever the consequences oneindig. Ek is so bly en ek gaan nie name noem nie, julle kan die afleidings maak, maar ek is so bly dat ek nie hoef 'n pilgrimage te vat na 'n ander land toe. Of 'n paar goeters. Ek dink daar's dit as ek dink aan mense wat voel hulle moet arm wees en of daar's baie snaakse In 'n sekere rigting kyk as ek wil bid. Ek bedoel, jy weet, die verhouding wat jy het met Jesus maak dit soveel meer eenvoudig. Want dan dis eg. Jy weet, it's real. It is. 'n Wet, enigiemand kan 'n wet uitdink, maar die realness van die verhouding wat ek het met Jesus, niemand kan teen dit stry nie. Niemand kan kom en sê ja, maar jy weet, dis nie real nie. Dis is nie ek weet dis real. Jesus het my gered, hy het my lewe verander. Jy kan nie vir my sê dit is nie real nie. En challenge, ek sê baie keer vir ongelowige, okay, as dit so unreal is, challenge dit. Toets hom in dit, in 'n mooi sin, maar wat as vir 'n oomblik dit is? Is hierdie geloof nie dan makliker as dit wat jy mee besig is nie? Ek wonder die simplicity partykeer nie vir hulle 'n moeilike ding is om te grasp nie, want hulle gedagte wat ook al aan geloof, maar soos maybe sal jy nie eerder hierdie wil hê nie. Ja. In steede van daai. En dan dink ek, why not? Hoekom nie? Daar's soveel vrede, daar's soveel meer dinge wat jy kan uitsien voller, dis 'n swart en wit prentjie versus 'n bright great contrast image en ek wil dit hê, ek wil dit veel eerder hê en ek wil dit hê vir elke ander persoon daar buite. Ja. Dis die hart, ek dink dis wat Jesus op die ouene van ons verwag. Ja, nee, verseker. En ek dink as ek 'n laaste gedagte kan gee vir die kyker en vir die luisteraar, om te staan in jou gesag wat Jesus vir jou gegee het, om werklik daarin te leef, is nie net die eenvoudigste keuse wat jy kan maak nie, soos dit so kan sê. Maar dis die beste keuse wat jy kan maak vir jouself. Ja. Jy weet, nie dat jy dit vir jouself doen nie, maar daar's 'n boek wat geskryf is deur 'n outeur wat ek nie sal noem nie, maar die boek se naam is Your Best Life Now. En die hele boek gaan oor, jy weet, om positive declarations oor jouself te maak en goed en wat. En ek dink by myself, is your best life now nie 'n life, nie 'n lewe wat geonderwerp is onder God se gesag. Ja. Om in daai gesag te staan en te sien hoe die vyand van jou al wegvlug nie. Yes. Dis die beste. So pursue dit. En dis nie moeilik nie. Dit is eenvoudig. Al wat jy hoef te doen, en dis admittedly 'n challenge in die begin, want jy challenge jou vlees daarmee. Ja. Maar al wat jy moet doen is deny jouself, deny jou eie begeertes, sit jou geloof in Jesus en volg hom. Doen wat die woord sê, vat die woord, lees die woord, doen die woord. I mean, dis eenvoudig, is simpel. En as jy dit doen en jy het hierdie verhouding met Jesus, dan sal jy sien. Ja. In jou gees het jy vrede, in jou gees het jy rustigheid, in jou gees het jy sekerheid, ten spyte van wat om jou aangaan. Jy staan in daai gesag, jy laat nie toe dat die vyand jou kom aanval nie, jy laat nie toe dat die vyand dit doen nie. Dis die beste wat jy kan doen. Wat is beter as dit? Dis nog ek sê dit, vat dit en fix dit. Ja. Dis wat is beter as dit? Nothing more. Nee. So ek glo en ek hoop dat ons kykers daar buite dan ook in hulle autoriteit kan besef dat hulle het autoriteit in Jesus Christus en dat dit vir elke persoon haalbaar is en dis wat Jesus wil hê ons moet doen. Dis it's his gift to us en dan so het ons die geleentheid om dit te kan deel. So ek glo julle het so lekker saam met ons gekuier vanmiddag en vanaand. Ek dink ons koffie is klaar. Ja. Dis hard, ja. So ek hoop jou koffietjie is ook dan klaar, maar dan sien ons julle volgende keer. Vat die video, share hom, gaan uit. May the word of God be shared to everybody. En ons gebruik hierdie platforms wat die apostels nie gehad het nie. Dankie julle.